Môre, maatjies. Dis Julie, dis koud. Maar is daarom vakansie, so ek hoop julle kan laat slaap in die oggende. Maar ons lees vanoggend 'n baie interessante verhaal van Biljam. Het julle al ooit gehoor van 'n donkie wat kan praat? 'n Donkie wat kan praat. Vanoggend se storie gaan oor 'n donkie wat gepraat het. Maar kom ons begin eers by die begin. Ons is by die Israeliete wat daar amper by die beloofde land is. Hulle gaan nou amper ingaan. Maar daar waar hulle nou is, daar in die vlaktes van Moab, is daai koning wat daar naby is baie bang, want hy het gesien, verlede week het ons moes gesels oor Og, die koning van Basan, wat die Israeliete verslaan het, en toe sien hierdie ander volk, gats, hierdie Israeliete is sterk, maar dis eintlik hulle wat sterk is nie meer, nee, dis Vader Jahwe wat vir hulle die oorwinning bring, en hierdie koning van Moab, sy naam is ou Balak, is 'n verskriklike lelike naam, nee, Balak, sê 'n bietjie Balak, Balak, ou Balak is bang, sy broekie bewe, want hier kom die Israeliete nou verby, en hy sê hierdie Israeliete gaan sy land vernietig. En in daai tyd, jy kan dit nie glo nie, daar was towenaars gewees en mense wat snaakse dinge gedoen het. En nou Balak besluit toe hy gaan 'n towenaar laat kry, hy gaan iemand kry wat kan 'n volk vervloek. En hy wil graag hê hierdie man moet kom en vir die Israeliete vervloek, dat hulle sommer maagpyn kry en siek word en sommer net enigiets met hulle gebeur. Hulle moet net weggaan uit sy land uit. En Balak laat kom vir Biljam. Maar Biljam bly baie ver. So Balak kry van sy slim manne, hulle het mooi klere aan, en baie mooi geskenke. Ek weet nie, dalk 'n paar diamante, goud, ons weet nie wat het hy al gestuur nie, maar hy sê vir Biljam, kom, ek gaan vir jou 'n waarsêersloon gee, bedoelende, ek gaan vir jou vergoed, jy moet kom in hierdie klomp vervloek, hierdie Israeliete. En so gaan die manne van Balak toe, daarna Biljam, maar Biljam het toe die aand iets anders te gehoor. In die nag kom Vader Jahwe na hom toe en sê, Biljam, jy kan nie saam met Balak se manne gaan nie, jy moet maar hulle terugstuur. Volgende oggend, toe sê Biljam vir die manne, ek kan nie saam met julle gaan nie, julle moet maar terug gaan na ou Balak toe, ek gaan nie saam met julle nie. Balak se manne kom daar by hom en sê, Biljam sê hy kom nie, en nou Balak is benoud, want hy wil hê Biljam moet kom en die Israeliete vervloek. En hy maak nog groter geskenke bymekaar, en hy kry nog belangriker mense, en hy stuur hulle weer, en hy sê vir hulle, sê vir Biljam, hy moet kom, en hy is baie dringend daaroor. En hy kom by Biljam, sê Biljam, Balak sê, jy moet asseblief kom en die Israeliete vervloek. Biljam sê, ek kan nie, maar bly maar vanaand hier, ek sal by Jahwe hoor wat ek moet doen. En Vader Jahwe sê vir Biljam, jy kan gaan, maar jy moet baie versigtig wees. Net wat ek vir jou sê, moet jy sê. Nou, ons gaan volgende keer hoor, wat het Biljam vir hulle gesê, maar toe, die volgende oggend, toe is Biljam haastig, en hy klim sy donkie, sy esel, en hy gaan. En die Bybel sê nie vir ons presies wat het hy verkeerd gedoen, maar hy het iets verkeerd gedoen, want die Bybel sê Jahwe se toorn, Jahwe was toornig op hom. En die engel van Jahwe staan met 'n ontblote swaard in die pad. Nou kan Biljam dit nie sien nie, want dit is die engel van Jahwe. Maar Vader Jahwe maak die donkie se oë oop om dit te kan sien. En toe die donkie so loop en hy sien hierdie engel met hierdie swaard, want Jahwe is kwaad vir Biljam, toe koes die donkie uit die pad uit en hy is hier in die veld in. En Biljam val amper af en hy is verskriklik kwaad vir sy donkie en hy slaat vir hom. Nee, arme donkie, hy het maar net gekoes vir die engel. En maar Biljam gaan nou, hy gaan nou na Balak toe om vir Israel te vervloek. Die engel van Jahwe gaan staan daar voor in die pad, daar's 'n muurtjie die kant in die pad en 'n muurtjie die kant, baie nou paadjie, en die engel gaan staan daar in die pad. Maar weer eens, Biljam kan dit nie sien nie, maar die donkie sien dit, die esel sien dit. En die esel koes vir die engel en hy skier so teen die muur, en nou Biljam se voet is daar teen die muur en Biljam is briesend kwaad vir die donkie en hy slaat vir hom. So gaan Biljam verder, en hy lyk my is al bietjie omgekrap, hy wil nou daar by Israel kom. En toe gaan staan die engel van Jahwe by 'n plek waar daar nie koesplek is nie, die arme donkie, die esel kan nêrens heen gaan nie, en hy staan hier voor die engel en die donkie gaan lê
plat op die grond. En toe is Biljam kwaad. Maar hy slaat daai donkie. En weet julle wat doen Vader Jahwe? Hy maak die donkie se mond oop, laat die donkie praat. Ek dink Biljam het hom boeglam geskrik. En die donkie sê vir hom, Biljam, hoekom slaan jy my? Hoeveel jare ry ek al met jou? Het ek jou al ooit in die steek gelaat? Biljam praat nogals terug met hom, sê, nee donkie, nog nooit nie. Nou so vra die donkie vir hom, nou hoekom slaan jy my vandag? En toe maak Jahwe Biljam se oë oop om die engel van Jahwe te sien. En toe skrik Biljam en hy val op sy aangesig en Jahwe sê van Biljam, jy moet pas op. Net soos mamma en pappa van sê, jy moet in jou spore trap. Jahwe sê vir Biljam, jou weg is gevaarlik styl in my oë. Want ons gaan nou volgende keer 'n bietjie gesels wat wou Biljam, wat moet hy nou oor Israel sê? Want nou Israel is Jahwe se volk. En Biljam kan nie net sommer gaan sê wat hy wil sê nie. Maats, vra vir mamma en pappa om bietjie Numeri 22 vir julle te lees vanaand van hoe ou Biljam se donkie vir hom gesê het, jy moet pas op wat jy doen. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Vader Jahwe, baie dankie vir u wonderlike woord, dat ons sien, u sien alles wat op aarde gebeur, al verstaan ons nie alles nie, is u die almagtige, alwyse God. Dankie dat u vir ons lief is, en dankie dat u ons beskerm, dat niks met ons sal gebeur, buiten u wil nie. In Yeshua, amen. Totsiens maats, tot volgende keer. Onthou, volgende keer is Biljam se storie, né?